Hallo, Hans Eksten hier. Ek het vandag weer onthou van die skrif wat in Johannes staan, waar Jesus praat van die oes wat klaar wit lê, en dat ons almal deel is van hierdie oes. En dit is so belangrik om te weet dat ons almal deel het in hierdie oes. En die skrif in Johannes 4 sê, waar Jesus sê, vanaf vers 35 sê hy, sê julle nie, nog 4 maande, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon, en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai en die een wat oes saam bly. Hier is die gesegde waar, die een saai, die ander een maai. En ek het julle gestuur om 'n oes in te samel, waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid. Wat vir my so belangrik is en mooi is ook, is dat Jesus vir ons sê, dat ons moet saamwerk, dat een het gegaan en hy het die saad gesaai, wat die grond voorberei het, en saad gesaai het. En dan kom 'n ander een, en hy oes, en hy kom met sy sekel, en hy vat die oes. Maar, dat die een wat gesaai het, en die een wat oes, is saam bly, omdat saam is dit vrugte vir die ewigheid, vir wanneer ons in die nuwe Jerusalem is, op die nuwe aarde. Dit is waarvoor ons alles, jy weet, en om mense te kry om saam te kom met ons. So vandag is dit net vir my so belangrik om te sê, dat ons almal is geroep na die oes. Dit maak nie saak asof jy die pastoor in die kerk is, of die ou wat in die kerk sit nie. Want die 5 fold, soos hulle in Engels sê, wat geroep is om die mense te equip, is daar presies vir dit, is om ons voor te berei. Maak nie saak wie jy is nie, almal is deel van die koninkryk van God. Een is miskien die hand, een die vinger, een die voet, maar ons almal is deel van die koninkryk, ons moet almal saamwerk vir die oes, op die eindtyd, soos dit nou is. En ek onthou, klomp jare terug in Pretoria in die kerk, het God vir my 'n visie gegee, waar Jesus voor die mense staan, met sandale en met 'n sekel, wat hy vir die mense sê, ek gee vir jou die geleentheid, om deel te wees van die oes. Maar dit is nog steeds elke persoon se eie vrywillige keuse, as hy die sandale gaan vat, of die sekel gaan vat. En die skrif wat sê, hoe mooi is die voete van hom, wat die waarheid bring na mense van Jesus. Jy weet, en dan ook die sekel vir die oes. Maar die belangrike deel is dat ons voete is dit wat moet beweeg. En as ons beweeg, en ons vat die sandale wat God vir ons gegee het, sal God vir ons die voorsiening gee. Hy sal die weg maak vir ons, om daai oes te kan gaan kry. So ek wil julle net almal encourage, om net te sê, maar kom ons wil wees deel van ons, kom ons vat die sandale, kom ons vat die sekel, kom ons vertrou op God vandag, om ons deel te maak van hierdie oes. En vir die wat nog 'n bietjie terugstaan, ek sê vir julle, moenie terugstaan nie, vertrou God, vat daai skoene, en vat die sekel, en gaan uit in die velde, en gaan oes, en God sal met jou wees, en God sal jou seën, en God sal vir jou die regte voorsiening gee vir dit. Mag julle 'n wonderlike dag hê vandag.